Nou geliefdes, ons is nog steeds besig met boodskappe in hierdie sondagoggende oor die tabernakel. En ek dink daar's al baie meer wat ons kan sê. Ek moet sê dis die eerste keer in my bediening dat ek nou elke item so ondersoek en die Here soek en luister na die stem van die Heilige Gees om te weet wat kan ek dan ook so vir u kom sê. Nou, ons het nou al gekyk na die hele tabernakel, die doel van dit alles. God wat gesê het, bou 'n tabernakel want ek wil daaronder julle kom woon. So ons het gesê dat die Here is alomteenwoordig, maar daar is tog spesifieke plekke waar die Here in besonder teenwoordig is. En dit vandag kan ons sê is daar in my binnekamer en ook hier by die huis van die Here. Hierdie word genoem die huis van die Here. Ja, ons is die kerk, ons is die tempel, maar hierdie bly nog steeds die huis van die Here. Dis kom hy gesê het, waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek in hulle midde. 'n Besondere teenwoordigheid van die Here. En ons het gekyk na die poort wat wys op die Here Jesus Christus, hy wat die weg na die Vader is. Ons het gekyk na die brandofferaltaar wat 'n simboliek is van die Golgotha. Dit is die plek waar bloed gevloei het. Dit is die plek waar sondevergifnis gedoen is, waar daar betaal is vir mense se sonde. Ons het gekyk na die koper waskom en ons het gesê dit was gemaak van koper spieëls, blink gepoleerde spieëls, en dit het water ingehad en die priesters kon hulle self daarin sien en hulle moes hulle hande en hulle voete gewas het, wat natuurlik verwys na heiligmaking. Wanneer ek in die besondere teenwoordigheid van die Here wil ingaan, daar in die heiligdom wil ingaan, dan moet ek heilig wees, ek moet anders wees. En so gaan ons in die heiligdom in, en dan het ons gekyk natuurlik na die goue kandelaar, die lig wat daar gegee word, en ons het gesê dat Jesus is die lig van die wêreld, en ek hoef nie in die duisternis te wees nie. Natuurlik verwys dit ook na die woord van die Here, wat ook 'n lamp en 'n lig is vir my pad. En ons het ook gekyk na die tafel met die brode. Ons het ook daarin gesê dat dit is die Here se manier om ons te kom voed deur sy woord en hoe die Here ons bemoedig en ons krag gee. Daai priester wat so deur die dag moeg is, wat daar instap kon van hierdie brood gaan eet het, dit was heilig aan die Here gewees en dit sou daardie priester weer die krag gegee het om sy take te kan doen. En vanoggend kom ons nou natuurlik by die reukofferaltaar en ons gaan dan so 'n bietjie kyk na wat dit behels. Maar kom ons vat net weer ons gedagtes vas. Ek het nou lanklaas die videoetjie gewys, so kom ons kyk net gou in breë, wat was die tabernakel gewees?
Nou geliefdes, ek nooi om in hierdie oggend saam met my die woord van die Here oop te maak en dit in Eksodus hoofstuk 30. Ons gaan die eerste 10 verse daar met mekaar saam lees. Soos ek gesê het, gaan ons vanoggend 'n bietjie kyk na die reukofferaltaar en wat dit behels en wat beteken dit vir ons vandag. Ons het gesê dat die tabernakel en elke item wat daar binne is, het ook 'n geestelike les vir ons vandag. Dis waarom dit opgeskryf is, dis waarom ons in die Nuwe Testament ook so baie lees van die tabernakel, is omdat dit iets is wat vandag nog steeds van toepassing is vir ons. Eksodus hoofstuk 30 en ons gaan die eerste 10 verse saam lees. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasia hout moet jy dit maak. 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte. Vierkantig moet dit wees en 2 L sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. En jy moet dit met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak ook 2 goue ringe daarvoor onderkant die kraans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak. En hulle moet dien as plekke vir draaghoute om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasia hout en trek dit oor met goud. Sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondoffer van versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Hoogheilig is dit aan die Here. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ons het reeds gevra dat die Here ons sal seën, dat hy ons ore sal oopmaak, en ek wil vanoggend as teksonderdenking en neem daar na die Nuwe Testament toe. Lukas 1 vers 8 tot 10. En terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer. En wil ek vanoggend met u praat oor hierdie tema, watter gee jy af aan die Here? Watter gee jy af aan die Here? Die tabernakel. Dink maar vir 'n oomblik, wat is my plaat? Jy kan hom dalk net uittrek daarso, daai rooi draadjie. Ekskuus julle. Die tabernakel het ons gesê, daar's 'n voorhof daar waar die brandofferaltaar was, die koper waskom. Nou wonder ek net by myself, dink gou saam met my, wat se reuke was daar buitekant gewees? Daar was hierdie geweldige vuur van die brandofferaltaar. Daar was 'n skaap opgeoffer. Die vet het gebrand, die vleis het daar ook gebrand. Dink net daar die reuke wat daar was. Dink nou net die bloed wat daar geloop het en hier selfs op die grond geval het en hulle het nie altyd dit dadelik skoon gemaak nie, dit het maar bietjie daar gelê in hierdie bloeddorstige son. Dink net die reuke wat daar buitekant was, maar dit het hulle natuurlik nie geplan nie, want hulle doen dit vir die Here. Maar kom ek en u dink aan die reuke wat daar was. En daai ou priester wat kyk, het voel nader wat hy wil dalk sy neus so bietjie toe hou, want daar is al maar aardige reuke daar.
En vir 'n oomblik kan hy hier in die heiligdom ingaan. Hierdie dik gordyn wat daar is, wat alles toemaak, maak hy oop vir 'n wyle en hy maak hom toe hier agter hom en hy gaan hier in hierdie tent in wat daar binnekant is, hier die heiligdom, en hy sien die kandelaar wat daar brand met die lampies op. En hy ruik hierdie lekker kruie en speserye wat daar brand. Ewe skielik is die slegte reuke van daar buite weg. En hy kan hierdie lekker reuke daar binnekant kry. So hier binne ruik dit sommer baie lekker. Die reukofferaltaar. Nou hy het net voor die allerheiligste gestaan, voor die tweede gordyn wat daar was. Nou die allerheiligste kon net die hoëpriester ingegaan het, maar net voor daardie gordyn het hierdie altaar gestaan, wat ons dan ken as die reukofferaltaar. En op dit het dit natuurlik 'n kraans gehad, soos 'n kroon, wat hierdie kole daar moes hou, terwyl hy nou die kruie of die speserye daarop gegooi het. Hierdie kraans, hierdie kroon sou dit daar binnekant gehou het. En dan moes daar ook 4 horingkies gewees het. Julle onthou natuurlik die horingkies, wat verwys ook na die lengte en breedte van God se genade, oos, wes en suid en noord, al die kante toe is die versoening van die Here. Nou let wel, op hierdie altaar was daar geen dier geoffer nie. Net speserye wat daar gegooi was. Dit was slegs vir reuke bedoel gewees. 'n lieflike geur wat die heeltyd sou hang in daardie tabernakel, in daardie heiligdom en in die allerheiligste. En vriende, soos ons in ons teks van oordeenking kan sien, gaan hierdie geure van die reukofferaltaar gepaard met gebed. So wat het hierdie altaar vandag in 2024 met my en u te doen? Moet ons ook nou 'n altaartjie iewers gaan oprig en nou kole daarop gooi en dan nou speserye daarop gooi? Nee, ons hoef nie dit te doen nie. Dis nie die bedoeling nie. Hierdie altaar bestaan vandag nog. Ja, dit bestaan. Maar net soos wat ons lees in ons teks van oordeenking, gaan dit gepaard, of is dit ons gebede vandag? So my gebedstyd, daar waar ek in my binnekamer gaan, is as ware waar ek 'n altaar oprig vir daardie oomblikke, en ek gooi kole daarop, ek gooi kruie en speserye daarop, en hierdie lieflike geur gaan tot in die hemelse sale. Bou u daai altaar nog elke dag? Want dis, as u bid, dan het u daai altaar 'n lieflike geur aan die Here. En dit is nie net in Lukas wat ons dit lees nie, natuurlik in die boek Openbaring word daar 2 keer melding gemaak van hierdie reukaltaar wat ons gebede is. Ons lees in Openbaring 8 vers 3 tot 5, en 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan. Dis nou hierdie reukofferaltaar. En baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en het met vuur van die altaar volgemaak en het op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslaan, weerligte en aardbewing. So ons gebede is daar die lieflike geur aan die Here. U elkene het vandag 'n reukofferaltaar. Maar nou moet ons ook vir mekaar vandag sê, terwyl dit 'n bemoedigende boodskap is, moet ons ook maar soms so 'n bietjie oor die vingers getik word, net deur die Here, nie ek nie, die Heilige Gees. En ek dink nie ek is verkeerd as ek vanoggend sê, daar's baie van ons as kinders van die Here, ons wat priesters is, manne en vroue, kinders, baie van ons wat ongelukkig lyk soos lyke, en ons ryk soos lyke, want ons bid te min, of baie mense bid nie eers meer nie. So daarom wil ek vandag vra, hoe ryk u vir die Here? Ryk u dood? Of ryk u na daardie lieflike geur voor die Here? Dit hang van u gebede af. Ek kan dit nie vir u doen nie, die ouderling kan dit nie vir u doen nie, die diaken kan dit nie vir u doen nie, u medelidmate kan dit nie vir u doen nie, die besoekers kan dit nie vir u doen nie, net u kan dit doen voor die Here, waar u 'n lieflike geur aan die Here is.
En nou as u daardie gebedslewe het vandag, as u vandag die hand kan opsteek, nie vir my nie, maar voor God en sê, Here, ek bid ten minste 2 maal op 'n dag of 3 keer op 'n dag. Jy weet natuurlik Dawid en Daniel en daardie manne 3 keer op 'n dag gebid. As ek voor die Here vandag kan sê, Here, ek maak regtig tyd met u, dan kan u die volgende teksvers ook in u hart bære. 2 Korintiërs 2 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Maar wie is daai lieflike geur? Is die wat bid tot die Here. Ons kan daardie aangename geur wees teenoor die Here. So u gebede kan 'n lieflike geur wees aan die Here. En weet jy, baie mense wil snaakse dinge doen vandag. Ek kyk maar die kerke, veral die jong mense, so hier is nou 'n les vir julle jong mense somme. Kylie, Mia, julle is so lekker jonk hier vandag, en ook al die ander kinders wat hier is. Hier is nou vir julle somme 'n wenk, 'n tip. Ons wil baie snaakse dinge doen vandag. Maar hier by die tabernakel, die enigste ding wat genoem word, wat 'n lieflike geur, wat oulik is vir die Here, is gebede. Ons wil snaakse dinge doen, plaas kom ons net weer terug om op ons knieë te gaan voor die Here. Dis wat die Here wil hê. Ons hoef nie snaakse dinge te doen nie, nie dat daar fout is om ander dinge ook te doen en so nie, maar ons moet bid. Dit is 'n aangename geur voor die Here. So as jy wil lekker ryk vir die Here, dink nou maar die kinders, ek weet nou al soos, selfs die jong meisies, skus dat ek nou weer jou naam noem, Kylie, ek dink jy's ook so, want Michelle is ook so, hulle wil die hele tyd parfuum nou op hê, lekker ryk, nê? En net so moet ons lekker ryk teenoor die Here, met ons gebede, elkeen van ons. Maar ek het nou so 'n bietjie gaan kyk in die week. Daar's iets spesifiek wat genoem word by die reukofferaltaar. By elke ding word daar iets genoem, soos daar word hout genoem, dit is van akasie hout, dit word met goud oorgetrek ensovoorts. So, daar moet tog 'n bedoeling daarin wees vir ons. En daarom wil ek vanoggend dit wat die Here op my hart gelê het met u deel. En ons heel eerste gedagte is die geur van die hout. In Eksodus 30 vers 1 lees ons, jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand, van akasie hout moet jy dit maak. Nou, alhoewel hierdie hout nooit sou gebrand het nie, want dit was met goud oortrek. Binne in hierdie goud was daar tog hout gewees. Nou, baie van die mense sê dat, wanneer jy daardie vuur daar gehad het, baie van hierdie hout kon 'n mens wel geruik het. Al het dit nie gebrand nie, kon 'n mens daardie geur van die hout geruik het. So die hout het ook 'n reuk afgegee. Nou, waarom hout spesifiek? Waarom was hierdie hele altaar nie net van goud gemaak nie? Daar was ander items wat net van goud gemaak was. Of metaal, die silwerringe byvoorbeeld. So waarom word daar spesifiek hout genoem? Het u geweet dat hout in die Bybel word baie keer gesimboliseer na die mens toe? So die hout verwys na ons as mens, die menslikheid. Dis waarna hout verwys. Nou daar's 'n magt om teksverse, ek gaan vir u hierdie ene gee om te wys wat ek vir u sê. Jeremia 5 vers 14. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, omdat julle hierdie woord spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond 'n vuur, en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer. So selfs die Here hier kom simboliseer ons as mens met hout. So is dit toevallig dat daar hout vernoem word by die reukofferaltaar? Nee, dit verwys na menslikheid. Maar nou is dit nie sommer net enige menslikheid nie. Want hierdie hout wat nou verwys na menslikheid was wel met goud oortrek. En ek weet nie van u nie, maar as ek sommer net met my gewone gedagtes dink, ek hoef nie slim te wees nie, as ek dan nou dink na hout wat na 'n mens verwys, wat met goud oortrek word, daar's net een persoon wat 'n mens was en wat ook goud gehad het, en dit is die ou Jesus Christus self. So hierdie verwys na Jesus Christus.
na sy vleeswording. Dis waarom ons lees in Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So hierdie hout verwys nie na ons so seer nie, maar na Jesus Christus, want onthou hierdie altaar wat ons gesê, verwys na ons as mense gebede. So wat moet die inhoud van my gebede wees? Jesus en hom as gekruisigde, want dis hoekom hy mens geword het. Hy moes mens word met die een doel om te sterf aan die kruis. So ons gebede, as julle nou, baie mense sê, dominee, ek weet nie wat om te bid nie. Dit is wat ek moet bid. My gebede moet Jesus Christus bevat. Wat ook al ek rondom dit sê, solank dit goeie goed is. Maar my gebede en my inhoud moet Jesus Christus bevat, want alles draai om hom. En sal u my glo as ek vir u sê, ek weet, u weet dit ook, dat Jesus na homself ook verwys het as hout. Ons dink byvoorbeeld aan die welbekende Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. So wat sê hy daar? Ek is die hout, en my Vader is die landbouer. So wat vir die Here 'n lieflike gee vandag is as ek en u op ons knieë gaan en ons bid, maar wat moet ons spesifiek bid? Die heeltyd die kruis in gedagte hou. Ek gaan dit weer sê, en ek dink ek het dit al 3 of 4 Sondae gesê, het bly vir my so mooi halleluja liedjie. Daardie halleluja lied wat sê, Jesus hou my by u kruis. Ek kan nooit wegbeweeg van die kruis af nie. Ek kan nie. Ek moet voortdurend bly by Golgotha, want elke keer as ek dink aan Golgotha, dan besef ek dat die Here my lief het, dat hy my gered het, dat daar hoop is vir my. Dis hoekom die Jesus gesê het, ons moet die nagmaal hou, en ons moet dit so dikwels doen, ter nagedagtenis. So dit is 'n lieflike gee, as ek en u in ons gebede dink aan die kruisiging van Jesus. Onthou u dat die brandofferaltaar het die heeltyd gebrand, die vuur mag nie dood gegaan het nie, en daar moes offers gebring word, en dit is daar waar sonde betaal is. Ons het gesê, dit is ons Golgotha, dit is waar Jesus vir ons sonde betaal het. Nou interessant, waar kom die kole van die reukofferaltaar vandaan? Van die brandofferaltaar af. Hulle daar, by Golgotha, as ware, gaan kole skep, en het hier op die reukofferaltaar kom gooi, en die speserye daarop gegooi. So, die reukofferaltaar loop hand aan hand met Golgotha. Ek kan nie in my gebede wegbeweeg van Golgotha af nie. So nou mag jy vanoggend vra, nou hoe doen 'n mens dit nou prakties? Hoe kan ek dan nou bid net oor die kruisiging van Jesus? Wel, elke keer as ek bid en Jesus as gekruisigde in my plek vernoem, as ek byvoorbeeld bid, o Vader, dankie weer eens dat u vir my betaal het aan die kruis, dankie Jesus Christus dat u vir my gesterf het, net daai woorde, wat doen dit deur daai gebed? Ek loof natuurlik die Here dat hy dit gedoen het, maar wat doen dit in my eie gemoed? Dit gee vir my doel. Ek besef daar, dat die Here vir my gesterf het, sodat ek kan lewe. Ek het 'n doel. Ek moet 'n disipel wees vir hom. Dit gee ook vir my bemoediging, om te besef, al is daar mense wat nie aan my belang stel nie, of al voel ek alleen, God stel in my belang. Hy het gedink ek is to die for. Hy het gedink ek is alles, dis hoekom hy vir my aan die kruis gesterf het. Dit bemoedig my. Dit gee vir my hoop. So my gebede moet altyd iewers draai by die kruis van Jesus. Dis hoekom daai hout daar by die reukofferaltaar is. Maar dan is daar ook natuurlik nog iets. Dis nie net die hout nie, dis ook die goud. En dit laat dink my natuurlik aan die kroon wat daar was. En daar was as ware 'n krans gemaak, 'n kroon. En nou wil ek met u die tweede gedagte deel, die geur van die kroon.
Eksodus 30 vers 3, en jy moet dit met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die wings, en maak daarvoor 'n goue krans rondom. Nou ek dink nie jy hoef te wonder of te dink ek is verkeerd as ek sê dat goud verwys na koningskap nie. Ek meen, dink maar aan al die konings in die Bybel, dit het gegaan oor goud. Nebukadneser wat kom en hy kom daar in Israel in en hy verwoes alles, dan lees ons hy die goud gevat. En so het dit oor goud gegaan, elke koning moes sy goud gehad het, elke koning het ook 'n kroon gedra om te wys, 'n goue kroon om te wys, hy is die koning. Nou die hout wat met goud oortrek is, verwys mos na Jesus se koningskap. Dit wys dat hy nie meer in die graf is nie. En ek hoop jy besef dit vandag. Ja, al loof ons die Here dat hy gesterf het, al loof ons dit alles rondom die bloed wat gevloei het, moet ons hom ook loof dat hy opgestaan het uit die dood en hy is ons koning, die koningskap van die Here. Hy sit vandag in sy volle glorie. So deel van ons gebede moet ook gaan om hom te aanbid as koning. So dis die tweede wenk, in my gebede moet ek draai by die kruis van Jesus, maar ek moet ook draai by die koningskap van God, so as jy nie weet wat om te bid nie, noem dit in die gebede. Jesus, U is my koning. Dit is 'n lieflike geur aan die Here. Is dit nie wat Jesus ons ook geleer het met die modelgebed nie? Kyk na hierdie woorde. Hy sê in Matteus 6 vers 13, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit gaan oor die koningskap van die Here. Ek meen, is dit nie so dat sekere konings en sekere presidente al in die verlede 'n sekere dag gehad het nie? Ek meen, ons het in Suid-Afrika, of u nou dit vier of nie vier nie, gaan nou nie uitlating daaroor maak nie, maar ek meen, ons het al op 'n stadium al Mandela dag en al daardie dinge, om hierdie sekere mense te vereer vir wat hulle nou gedoen het ensovoorts. Nou, ek sê weer, ek gaan nou nie 'n uitlating daaroor maak nie. Maar net so moet ek in my gebede God loof. Ek moet in my gebede, moet ek hom as my koning loof. My gebede moet daaroor draai. En hoe sal ons die dinge in die koninkryk van God kan verkry, as ek nie die koning gaan vra daarvoor nie? Kom ons spring gou 'n bietjie terug, duisende jare gelede. Kom ons vat hom maar sommer koning Salomo. As ek in sy koninkryk was, en ek wou graag 'n stukkie grond gehad het, hoe het ek dit verkry? Ek het na hom toe gegaan, het 'n afspraak met die koning gemaak, en ek sou daar gewag het, my beurt afgewag het, en dan sou sy diensknegte gesê het, goed, die deur is nou oop, jy kan ingaan, jy kan die koning gaan sien, en het ek sommer net daar ingeval en gesê, hey Salomo, man, ek kom vra nou vir jou net dit. Nee, dalk sou hy my doodgemaak het. Ek het daar gekom, en ek het gebuig voor die koning. So, koning, mag u lewe vir altyd, dis wat hulle mos gesing het, mag die koning vir ewig lewe. En dan sou ek vir die koning gevra, koning, ek is so jammer om jy te pla op hierdie dag, maar ek wil hoor, daar is 'n ou stukkie grond daar in die uithoeke, kan ek nie daar die stukkie grond kry nie, asseblief? As mense probleme gehad het, het hulle dit na die koning geneem. Jy ken die twee vrouens wat gesê het, die een het gesê, dis my seun, en die ander het gesê, nee, is my seun, en hulle vat die probleem na die koning toe. En net so moet ek en u ook, ons probleme, maar ook my begeertes na die koning toe vat vandag. Presies nog steeds dieselfde. En nou mag ons sê, dalk het ons nie vandag nie, omdat ons juist nie na die koning toe gaan en vir hom vra nie. Jakobus sê in Jakobus 4 vers 2, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Omdat ek nie daar na die koning toe gaan nie. Jy weet, ek wil weer hierdie illustrasie vertel, en is bloot net 'n illustrasie, maar dit kan net sowel waar wees, en ek het dit al baie van die kansel afgenoem, maar dit is so gepas by hierdie gedagte van, ek wat na koning Jesus toe gaan, en vir hom dinge vra, gaan dinge pleit in my lewe.
Dit gaan oor die man wat gesterf het, en hy kom daar in die hemel aan, en natuurlijk groet hy nou al sy geliefdes daar, want ons ken ons mekaar daar, hy groet hulle almal, en hy's daar by Jesus, en ek meen, mense is mos nou 'n ewigheid daar, so loop daar 'n paar dae verby, nie dat daar nou tyd is nie, maar loop daar 'n paar dae verby, en so begin hy nou loop daar in die hemel, en hy sien hier's 'n groot saal wat daar is, en hy het nou sommer vir ou Petrus daar so. Ek dink ou Petrus is ook altyd daar ene wat sê, nee, maar kom ek gaan wys jou bietjie. En Petrus is saam met die man wat nou gesterf het, is hy daar in die hemel. En hy sien hierdie groot kolossale saal wat daar is. 'n Groot gebou. En hierdie man sê, jong, wat is daar binne? Petrus sê, nee man, maak nie meer saak wat daar binne is nie. Dit is eintlik nog nie meer van toepassing vir jou nie. Sê nie maar wys my. Hy sê, kom ek gaan wys jou. En hy maak hierdie groot deure oop, en die hele gebou is vol geskenke, binnekant, toegedraai met geskenkpapier, vol geskenke. Hier is net so 'n gankie in die middel. En hierdie man loop daar, en hy is so verbaas, oor al hierdie geskenke, dit lyk so mooi, dit is so mooi toegedraai. En hy kyk op een van die geskenke, en hy sien maar sy naam staan daarop. En hy vat 'n tweede, en hy sien sy naam staan ook op, en hy kyk so, en hy sien op al hierdie geskenke staan sy naam. En hy sê vir Petrus, maar wat nou, wat is hier, my naam staan dan daarop, dis myne. En hy sê, ja, maar toe jy op aarde was, het jy nooit daarvoor gevra nie. En net so ek en u. Die Here sê ons, hy het skatte in die hemel, waarvan niemand weet nie. Hoekom het ons nie? Want ons gebede gaan dalk nie direk na die koning van alle konings nie, na koning Jesus, en ons gaan vra hom, Here, ek het hierdie nodig. Luister, ek hoef nie vir u te sê hoe die Here voorsien nie. Ek hoor dit week na week, hoor ek dit, hoe die Here voorsien aan mense. Ons is te geneig om op mense staat te maak. Ons is te geneig, en daar is niks daarmee fout nie, maar die Here gebruik ook mense in ons lewe. Maar ons moet altyd eers op die Here vertrou. Kan die Here vir my finansies gee sonder die toedoen van enige mens? Ja, hy kan. Kan die Here vir my gesondheid gee? Ja, hy kan. Kan die Here my werksomstandighede verander? Ja, hy kan. Maar ons het nie wat ons bid nie. Dink net hoeveel aardse respek kry aardse konings, wat dan nog van koning Jesus? Maar kyk wat sê die Bybel van koning Jesus in Openbaring 19 vers 16, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. So die weg tot die troon van God is deur gebed. So as u vandag by die troon van God wil gaan sit, gaan 'n gebed na die Here toe. So dit moet draai om die koningskap van Jesus ook. Dis hoekom hy gesê, laat u koninkryk kom. Maar in die derde plek wil ek met u praat oor die geur van die draaghoute. Eksodus 30 vers 4, maak ook 2 goue ringe daarvoor onderkant die kraans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak, en hulle moet dien as plekke vir draaghoute om dit daarmee te dra. Nou die hele doel van hierdie draaghoute wat daar was, seker lang pale, was wanneer hulle die tabernakel geskuif het, want daar was tye waar hulle nou al hierdie doeke en lappe en toue opgeslaan het, en hulle het na 'n volgende plek getrek. Vir 40 jaar in die woestyn het hulle keer op keer na ander plekke getrek. Soms het hulle 'n jaar hier gebly, soms 5 jaar daar gebly, dan sou hulle hierdie hele tabernakel weer opgeslaan het. En al hierdie items het draaghoute gehad, onder andere ook hierdie reukofferaltaar. So die altaar kon na ander plekke gedra word. Nou, alhoewel hierdie draaghoute nie noodwendig 'n reuk sou afgee nie, want daar's nie vuur by die draaghoute nie, beweer baie mense, en julle weet daar's vandag al baie voorbeelde, selfs in Israel het hulle al van hierdie gemaak weer. Nou, hulle beweer dat hierdie draaghout het hulle baie keer ingelos, en dit het daar gestaan in hierdie heiligdom. En dink nou net hierdie reuke wat daar was, dag en nag, hierdie reuke, dit het naderhand in hierdie hout ingetrek, dit het naderhand in hierdie goud ingetrek. So hulle beweer dat wanneer hulle baie keer nou geloop het na die volgende plek toe, wanneer hulle hierdie altaar gedra het die mense aan die agterkant, het hierdie reuke van hierdie kruie en speserye gekry, want dit was die trek met hierdie reuke gewees.
Eksodus 30 vers 6, sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. So weer eens, dink net aan daardie draaghoute, wanneer dit rondgedra het dit selfs nog steeds 'n geur afgegee, 'n lieflike geur aan die Here. Nou wat het dit met ons te doen? Ek onthou toe ek op die plaas was, nou as 'n seun, was daar in ons tuin 'n spesifieke plant gewees. Nou ek sien 'n mens kry dit daar nog te koop. Ek weet nie of u daardie plant ken nie. Dit is nogal goed vir verkoue, glo vir my. En dit is 'n wynryk plant. Nou ek weet nie wie weet hoe ryk wyn ruik nie. Dis 'n baie skerp reuk. En elke nou en dan, die plant was ver van ons huis af gewees, groot tuin wat ons gehad het, en wanneer die honde of selfs die werkers by hierdie takkies verby sou loop, so groot bos wat daar was, as hulle dan daar verby loop, al raak hulle net daaraan, en die wind waai, dan ruik ek tot binne in die huis, binne in my kamer, ruik ek daar die reuke. Selfs in die aande, dan het ek baie keer daai reuk gekry, dan loer ek by die venster uit om te kyk wie loop nou daar, want ek het geweet iemand het daar aangeraak. Nou, hoekom vertel ek nou dit vir u? Sien daar die takkies en die blaadjies en so wat gebreek word, dit is baie fyn, wat gebreek word, gee die geur af, wanneer iemand daar beweeg. En net so moet ek en u beweeg na plekke en daar ook bid. Ons moet ook by plekke gaan om daar te bid. Die Here sê in 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. Nou daai heilige hande ophef is wel interessant dat ek dink is die King James vertaling wat praat van jy moet hande vashou. Met ander woorde, ek hou hierdie ander man se hand vas want ek het niks teen, daar's niks tussen my en hom nie. Dit is daar die heilige hande ophef sonder toorn en twis. So wat sê die Here? En ons kan die vroue daar by sit. Ek wil hê julle moet saamkom om te bid op plekke. Ja, daar is gebedstye hier by die kerk. Kom ons kom saam en ons bid. Daar is tyd vir my binnekamer, maar daar is ook tye waar ek moet bid. Nou kan ek dit vir u nog beter verduidelik. En u moet nou asseblief nog nie snaaks dink van my nie, want ek meen die Here het ook daar honde gemaak, né? Maar dink gou aan 'n hond. 'n Hond merk sy plek. Nie waar nie? En ek dink net so wil die Here hê, ons moet ook ons plekke merk. Die Here wil hê, dis hoekom die draaghoute daar was. Ek moet my gebede ook dra na ander plekke toe. Daar by my werksplek, het u al u werksplek gemerk as ware met u gebede? Het u al daar by u werksplek, by die kantoor, of daar by myn, iewers daar by die skag, of waar ook al, het u al daar gaan staan op daardie grond, of daar die vloer op die teels, of waar ook al, het u al daar 'n gebed gedoen en gesê, Here, hierdie plek, hierdie werksplek van my, dra ek op aan U, al is die goddelose mense waarvoor ek werk, ek dra dit op aan U. Het U dit al gedoen? Is U werksplek 'n plek van aanbidding toegewy aan die Here? En nou kan ons ook dink aan my huis. Het U al U huis opgedra aan die Here, gesê, Here, hierdie huis is my plek en ek dra dit op aan U. Ek kom merk dit as ware. Die winkels waar jy gereeld koop. Kom ons bid vir daardie mense. Ons bid, Here, hierdie mense wat by hierdie plek werk. Ek kom bid vir beskerming ensovoorts. En ook ons vriende se huise. So die Here wil hê, daai gebede moet gedra word. Nie net altyd in my binnekamer nie. Ons moet ook by ander plekke ook bid. Dis hoekom daar die draaghoute daar was. En oralste waar dit beweeg het dit 'n lieflike geur aan die Here gegee. Daar waar u by u werk, by u huis, waar ook al bid, by u vriende se huise, daar is 'n lieflike geur aan die Here. En dalk vra die Here vir ons moet 'n bietjie daar na ons vriende se huise toe gaan. In plaas van al daai grappies wat ons altyd maak, is dit 'n goeie grappie, is niks fout daarmee nie. Maar soms ook bid daarso en hierdie huis opdra aan die Here. Kom ons gaan en ons dra ons gebede ook na ander plekke. Maar dan die laaste gedagte, die geur van die bloed.
Eksodus 30 vers 10, en Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondoffer van versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Hoogheilig is dit aan die Here. Nou waarom moet die priester eenmaal 'n jaar, die hoëpriester moet eenmaal 'n jaar van die bloed wat nou daar by die offeraltaar, die brandofferaltaar was, moet hy van daai bloed gaan neem en dit aan hierdie horing smeer en hy moet daar versoening doen. Waarom moet hy dit doen? Want sien jy, die bloed is tog 'n simbool van reiniging. Dit is hoekom Efesiërs 1 vers 7 sê, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dit is hoekom Efesiërs 1 dit sê, het gaan oor die bloed, die reiniging, die reinigingsbloed van Jesus Christus. Dit is waarna dit verwys. So geliefdes, dit is altyd 'n wonderlike gee in my gebede, as ek dink aan dit wat Jesus vir my gedoen het. Ja, die kruisiging, maar wat het hy daar vir my en u gedoen? Versoening. Wat maak, en jy weet, ons neem het soms so vanselfsprekend, wat maak dat ek en u as mens, as sondaars, na 'n heilige God kan gaan in gebed? Jy weet, ons kan nie eens vandag met die president van Suid-Afrika 'n afspraak kry nie. Ek dink jy kan gaan probeer, jy gaan dit nie regkry nie. Wat nog van die koning van Engeland, alhoewel ons dalk nie eens met hom wil praat nie, maar die koning van Engeland, of wie ook al, ons kan nie eens 'n afspraak met hulle kry nie, maar ek en u het die voorreg om onmiddellik, soos wat u nou daar sit, met die allerheiligste God te kan praat. Hoe is dit moontlik? Deur die bloed van Jesus Christus. Dis hoekom daai bloed aan hierdie horings gesmeer moet word. Al 4 horings, noord, oos, suid en wes. Maak nie saak wat nie, jy het die voorreg om in gebed na die Here toe te gaan. Luister, al is u volgens u nou die grootste sondaar op hierdie aardbodem, al het u afskuwelike dinge gedoen, u kan nog steeds na die Here toe gaan en sê, Here, hier is ek is so jammer. Die Here gaan u nie wegwys nie, want die bloed van Jesus het die weggebring om met die Vader te kan kommunikeer. En dit is wat die Hebreërs skrywer ook vir ons sê, in Hebreërs 9 vers 24 tot 26. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. So hy is die hoëpriester, wat nie eenmaal 'n jaar ingaan nie, maar een keer ingegaan het. So hy gesê dit is volbring, het hy daar vir my en u die weg gebring. Het jy al gesien in die Ou Testament? Daar was net sekere mense wat met die Here kon kommunikeer. Daar was net sekere mense soos die volk, hulle kom na Moses toe, jy moet vir ons intree by die Here, of hulle kom by Samuel, jy moet vir ons intree by die Here. Saul, toe die Here van hom gewyk het hy gebid, maar hy het nie meer God gehoor nie. Hoekom nie? Want sien, Jesus het versoening gebring, sodat ek in 2024, al is ons waar ook al in ons lewe, net so die voorreg het, om met God te kan kommunikeer. Dit is 'n wonderlike voorreg. So wat maak dit moontlik dat ek en u met die Vader vandag kan kommunikeer? Jesus. Want hy het vir ons versoening bewerk. Hy het vir ons 'n ewige verlossing bewerk. Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. So die Here hoor nie as daar ongeregtigheid is nie, maar die oomblik as ek na hom toe gaan, wat ek die voorreg nou het, deur die bloed van Jesus, kan ek onmiddellik sê, Here, ek is so jammer, en die Here vergewe my, as ek dit regtig bedoel.
Maar dit kom ook daarop neer, dat nie net moet ek in my gebede dink aan Jesus wat versoening bewerk het nie, maar ons kan gewis ook in ons gebede wat nog vernoem. Here, vergewe asseblief my skulde. Dit is voortdurend. Ek meen, dink maar aan die modelgebed weer eens. Jesus leer ons in Matteus 6 vers 12, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So in my gebede moet ek ook bid, Here, vergewe my vir dit wat ek vandag gedoen het. En as u dink, u het nou gister niks verkeerd gedoen nie, die Bybel sê, as jy sê dat jy geen sonde gedoen het nie, maak jy God tot 'n leienaar. Daar is iets wat u gister en vandag verkeerd gedoen het. En daarom, wanneer ek in gebed gaan, kan ek dink aan die versoening van Christus, maar ek kan ook daar vergifnis vra. Here, ek is so jammer. Ek is so jammer. Maar ek wil afsluit vandag en ek wil vir u vra, net eenvoudig, hoe lyk u gebede? Hoe lyk u gebedslewe? Luister, dit is nie 'n vingerwys vandag nie, dit is 'n bemoediging vir u. Want hoe kan ons sonder God gaan in ons lewe? Hoe kan ek met my werk regkom sonder God in my lewe? Hoe kan ek wat ook al doen in my lewe? Jesus self het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. So dit is vandag net 'n bemoediging, my broer, my suster, en ek sien elkeen van u wat hier voor my sit, my broer, my suster, wil ek vandag vra, as jou gebedslewe nie op standaard is nie, gaan maak dit reg met die Here. Is so maklik. Weet, ons kan die beste prokureur, die beste advokaat, die beste rekenmeester, die beste boekhouer, die beste wat ook al hê, maar dit gaan my nie help as ek nie God in my lewe het voluit nie. So kry daai gebedslewe weg. Ek wil weer dit vir u noem en daarmee sluit ek af Daniel en Dawid wat gesê het, saans en smorgens en middag bid ek tot die Here. 3 keer op 'n dag maak ek tyd met die Here, 'n aangename geur aan die Here. En elkeen van u het die voorreg om te bid. Elkeen van u. Daar's nie 'n regte manier om te bid nie. Daar's 'n modelgebed, u kan dit volg, maar praat net met die Here. Dit is so eenvoudig. Praat met die Here. Amen. Kom ons bid saam. Die wonderlike Jesus, Here, baie dankie vir dit wat u vir ons gedoen het. Dankie dat u vir ons versoening bewerk het. Dankie dat u vir ons die weg gebring het om met u te kan kommunikeer. En nou kom bid ek, Here, vir elkeen in sy gebedslewe. Hulle wat sy gebedslewe op standaard is, ons loof u daarvoor. Dankie dat u ook na hulle omsien en met hulle ook wandel. Maar ek kom bid ook vir hulle wat sy gebedslewe nie op standaard is nie. O Heilige Gees, kom herinner hulle, kom help hulle asseblief. Kom dra hulle deur om elke dag 'n aangename geur tot u te wees. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.